Ek vertrou dit gaan goed met jou. Dis ons gebedsweek vir kwartaal 2 van 2026. Ons gaan sommer hierdie week bietjie fokus, maar jy ontvang elke dag so 'n videoetjie net ter bemoediging. En ek het onlangs iets gelees en raak gelees en gesien van kommersiële duikers. Hierson Hermanus is hier nogal redelik opleiding vir kommersiële duikers, baie gevaarlike werk. Maar daar's baie ooreenkomste tussen dit en die geloofslewe. As ons die woordjie gebruik tetelestai wat Jesus gesê het toe aan die kruis sterf, dit is volbring, het God dit vir ons moontlik gemaak om die voorhangsel van die tempel is nou geskeur, maar nou is ons ook verbind aan God deur Jesus Christus en dis ons lewenslyn. En soos hierdie kommersiële duikers, hulle het altyd hierdie lyn wat hulle aangekoppel is, hierdie lyn wat hulle, dis 'n bondel pype wat aan mekaar vasgemaak is. Daardeur kom daar suurstof, daar kom water, daar kom kommunikasie deur. En dit is vir jou en vir my wat Jesus Christus in geloof aangeneem het. Ons het hierdie naalstring met God die Vader deur Jesus. Ons het hierdie lewende verhouding. Ons lewe nou in verbondenheid met hom. Dis 'n lewende verhouding. Maar hulle lewe ook in hierdie kommersiële duikers. Hulle het hulle eie habitat. Hulle lewe onder water. Nou, dit laat my dink aan ons geloofslewe. Die wêreld om ons is stikkend en gebroken en daar heers geestelike donkerte. En hierdie ouens duik tot dieptes van 300. Die druk is ontsettend hoog. Dis pikdonker daar onder, jy het lig nodig en allerlei goeders. Maar hulle praat van saturation diving. En dit is vir my baie oulike beskrywing van wat hulle doen. Want saturation, dis 'n wetenskaplike proses wat hulle gevul word. Hulle letterlik die gas wat hulle inasem, doen iets aan hulle liggaam sodat die druk reg is in hulle liggaam en dat hulle langer onder water kan bly. Nou, daai saturation diving, baie wetenskaplik, maar die Bybel sê vir ons moet God versadig ons. Hy saturate ons met sy liefde, maar ook met sy gees. En dit maak dat ons in hierdie donker wêreld ons lewe en beweeg in die omtrek van die gees. Die Bybel sê in him we live and move and have our being. Dit is 'n nuwe habitat waar binne ons leef, binne in hierdie groot massa, donker massa. En dan hulle kan nie gewone suurstof inneem hierdie ouens nie, daaronder. As hulle onder die water is, hierdie duikers, hulle kan nie hulle praat van heliox. Heliox is 'n mengsel van helium en suurstof, en as hulle dit inasem na tyd, dan klink hulle stemme ook sommer anders. Hulle klink soos 'n klomp chipmunks wat so fyn praat. En maar vir ons oorlewing in hierdie wêreld en vir ons om te floreer en vooruit te gaan en hierdie lewe ten volle te geniet, het ons God se woord nodig. Dit is ons suurstof, dit is ons geestelike dieet, dis wat ons inneem. En dit gee ons 'n unieke stem in hierdie wêreld as kinders van God, want ons word geklee met die waarheid van God. En dan het hulle hierdie warm water pak, want daaronder is dit verskriklik koud. Jy kan nie oorleef nie. Daar word water ingepomp van bo af sodat hierdie ouens warm kan kry of vir lang ure onder kan bly. Dit laat my net dink aan God se genade in 'n koue en kliniese wêreld. Verander God se genade ons uitkyk en perspektief op die wêreld om ons. Genade met onsself, genade met mense, omdat God genade met ons het. En ons het hierdie gemeenskap van gelowiges wat ons omhul en wat om ons is, en ons word toegemaak met hierdie gemeenskap van gelowiges, broers en susters. So daar's hierdie konstante sirkulasie van liefde en gemeensaamheid en genade. En dan die laaste dingetjie, hoe langer hierdie ouens onder water bly, hoe langer en hoe stadiger moet hulle vat om op te gaan uiteindelik na die oppervlak, 'n proses van dekompressie. As hulle te vinnig gaan, dan is dit 'n groot gevaar. Maar ook vir ons as gelowiges in hierdie wêreld, ons pad uiteindelik deur hierdie wêreld moet ons baie geduldig wees. Ons moet met verwagting ons is op pad, ons is op reis terug na ons groot huis toe, na ons ewige tuiste saam met Jesus, maar in hierdie ons lewe met 'n verwagting en met 'n toekomsverwagting, maar in dit moet ons geduldig wees
en die hele skepping sug, maar ons haal asem in hierdie onderwater wêreld, wil ek deur geloof, wil ek amper sê, en tot ons eendag terugkeer. Dis 'n geduldige proses wat Jesus besig is om ons te vorm, en wanneer ons eendag ook in sy volmaakte teenwoordigheid is. Die Here seën jou. Ek bid vir jou vandag, en ons sien mekaar Woensdag aand 7:00 wat ons lekker saam gaan bid as 'n afskop ook in hierdie kwartaal 2 van 2026. Mooi bly.